Goeiemôre graad 9, ons doen vandag weerstand. Maak jou boek op bladsy 134, ons het tot en met bladsy 137. Gebruik van resistors. Geleidingsvermoë, hoe maklik 'n materiaal soos koper 'n lading toelaat om deur dit te beweeg. Geleiers. Alle geleiers word effens warm wanneer elektriese lading deur hulle beweeg. Daar is geen stof wat 'n volmaakte geleier is nie. Alle geleiers het 'n mate van weerstand teen die vloei van 'n elektriese lading wat daardeur vloei. Weerstand. Party elektriese komponente soos koperverbindingsdrade laat ladings maklik deur hulle vloei. Party van die elektrone in koperatome beweeg vry tussen die atome in die metaal. Koperverbindingsdraad het 'n baie lae weerstand en as die stroom nie te groot is nie, word dit nie baie warm nie. Hier het ek maar nou vir jou geteken, die elektrone is dan net die perskolletjies en dan die koperatome is die blou kolletjies. So die elektrone beweeg dan vry rond tussen die koperatome. Weerstand. Ander komponente soos die gloeidraad van 'n gloeilamp het nie sulke los elektrone nie. Hulle laat nie toe dat die ladings maklik deur hulle beweeg nie. Hulle het 'n hoë weerstand en het baie hoë stroomspanning nodig om dieselfde stroom te voorsien. Weerstand word in ohm gemeet. Resistors. 'n resistor is 'n geleier wat in 'n stroombaan geplaas word om die stroom te beheer of om nuttige energieoordrag te voorsien. Voorbeelde hiervan is 'n gloeilamp wat dan skyn in die donker, laat jy kan sien. Verwarmers is maar meestal wat ons in die winter gebruik. Broodroosters, as jy jou broodjie wil bruin brand en 'n bietjie droër maak. En dan elektriese ketels wat dan jou water wat warm maak sodat jy kan koffie drink. Elektriese energie word dan omgeskakel na warmte-energie. Die kroomdraad, dis 'n alloy. 'n alloy is 'n mengsel van twee metale. In hierdie geval is dit nikkel en kroom. Dit het 'n hoë weerstand en word gebruik in elektriese ketels, broodroosters en ook verwarmers. Faktore wat die weerstand van 'n stroombaan affekteer. Daar's 4 faktore, dis die soort geleier. Nou koper is 'n goeie geleier van elektriese stroom. Die lengte van die geleier, hoe langer die drade, dan bied dit meer weerstand as wat 'n korter geleier is. Die dikte van die geleier, dun drade bied meer weerstand as dikker drade. Temperatuur van die geleier. Warmer geleiers bied meer weerstand as koue geleiers. So as jy enigstens met stroombane werk, moet jy die temperatuur vinnig neem, want die drade, die geleidrade word warm en dan gaan jou lesings nie reg wees op jou voltmeter en ammeter nie. Verstelbare resistor of 'n rheostat is die ander naam daarvoor. 'n Aantal elektriese toestelle gebruik resistors wat verander kan word om die stroom deur die toestel te kan beheer. Volume beheer van party radio's, klankstelsels en ook TV. So of jy jou radio harder of sagter stel, is dit 'n rheostat wat jy gebruik. Speelstokbeheer van videospeletjies, dit is dan nou maar jou videospeletjies se remote, kan 'n mens nou maar sê wat jy ook gebruik 'n rheostat in. Verdofskakelaar van ligte in die huis, beheer die stroom deur die gloeilamp. Dit is die gloeilampe wat helder en dowwer gedraai word. En as die weerstand hoog gestel is die stroom laag en is die lig dof. Goed, graad 9, hierdie is maar net komponente wat jy kan gebruik by weerstand. Om dit dan voor te stel, dit kan of die klokkie met die R in wees, die sirkel met die kruisie, of dan die verstelbare weerstand, wat ek gesien het, julle nie in die toets geken het nie.
Goed, ek gaan nie vir julle 'n werkkaart gee nie, want julle het nog net so 2 lesse wat julle gaan doen, en dan kom julle terug skool toe, en dan gaan ek met julle die eksperimente, en dan die ander werkkaarte ook doen. Geniet julle dag, en maak seker julle boeke is op datum. Totsiens.